Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Ons ken almal daai akroniem KISS wat sê Keep it simple, stupid. Maar ergens langs die pad het ons as Christene dit verander na Keep it suffering, that is spiritual. Het jy al gevoel jy loop in die lewe soos met gumboots in modder? Jy beweeg vorentoe, maar elke tree suig jou vas. Dis swaar en is messy en jy raak moeg en uitgeput. Maar tog hou jy aan, want iewers diep binne in jou dink jy, dis seker maar hoe die lewe is. Ons het amper 'n romantiese verhouding geskoei en gemaak van swaar kry. Daai idee dat hoe meer jy ly, hoe nader is jy aan God. Hoe moeiliker jou lewe is, hoe heiliger is jy. En ons koppel dit aan daai Bybelverse oor vervolging of die sondeval en dit lê almal soos 'n kombers oor alles wat ons leef. En voor jy jou kom kry, glo jy, as dit maklik gaan, doen ek iets verkeerd en dan is dit nie van God nie. Vreugde raak vir jou verdag, sukses raak suspect en geluk kry 'n disclaimer. Ek onthou hoe daar jare terug my ouers en mense rondom my gesê het, maar ryk mense is skelm. Asof geld en sukses op sigself boos is. Of hoe mense na iemand kyk wat die lewe geniet en sê, ag, hulle is so wêrelds of dis sekulêr. Selfs huwelike word beskryf as 'n struggle of 'n geveg of harde werk. Natuurlik het die lewe uitdagings, maar wanneer het ons begin glo dat swaar kry die standaard is? Want kyk wat sê daardie ingesteldheid eintlik. Dit sê, as dit goed gaan met jou en jy gelukkig is en die lewe geniet, dan is dit nie heilig nie. En dan wonder ons hoekom mense nie meer wil glo nie. Want wie wil nou in 'n God glo en volg waar jy permanent met gumboots en modder moet leef om jou verhouding met hom te bewys? Maar dink vir 'n oomblik hieraan. Dink aan die tye in die Bybel waar dit met mense sleg gegaan het. Dink aan die slawerny in Egipte, die ballingskap in Babylon. En as daardie plekke so heilig was, as dit presies was waar God wou hê hulle moet leef, sou hy hulle mos daar gehou het. Maar hy het nie, hy het hulle bevry. Hy het Israel uit Egipte uitgehaal, hy het hulle uit ballingskap teruggebring, hy het gevangenes se deure oopgemaak. En onthou ook hoekom hulle daar beland het. Wanneer hulle verhouding met God verloor het, wanneer hulle self afgesny het van daardie verbinding met God, toe het die sukkel begin. Hulle het nie daar beland omdat hulle getrou en heilig was nie, dis juist die teenoorgestelde. Maar elke keer het God hulle daaruit verlos. Want God wil nie hê dat ek en jy moet permanent in swaar kry plekke leef nie. Daar is niks heilig aan slawerny, niks heilig aan ballingskap nie, niks heilig aan gevangenis nie. God se heilige plek is nie suffering nie. God se heilige plek is verbinding, verhouding, bevryding, vryheid, geluk en genot. Dis hoekom Dawid kon dans voor die Here. Dis hoekom Jesus by die troue in Kana die water in wyn verander het toe die fees dreig om dood te loop. En glo my, die wyn het nie opgeraak omdat elkeen net een glasie wyn gedrink het nie. Dis nie 'n evangelie van losbandigheid nie, dis 'n evangelie van lewe. Jesus sê hy het gekom om ons vry te maak, nie om ons in 'n geestelike strafkamp te hou nie, nie om ons permanent te toets deur ellende nie. Wat sou die punt wees van die kruis as ons nog steeds moet leef asof swaar kry die hoogste vorm van spiritualiteit is? Wat as heiligheid nie beteken jy moet permanent sukkel nie, maar dat jy in 'n verhouding met hom eerder moet leef? Wat as God nie verheerlik word deur jou uitbranding nie, maar deur jou vryheid? Miskien het ons geloof onnodig ingewikkeld gemaak. Keep it simple, stupid. God het nie in die modder wat jou vassuig. Dis nie waar God is nie. Hy is in die hand wat jou uittrek. Hy is nie in die kettinge nie, hy is in die bevryding. Hy is nie in die permanente swaar kry nie. Hy is in die lewe wat jy voluit mag leef. So vra jouself vandag af, wat as geluk nie 'n teken is dat ek afdwaal nie, maar juis dat ek in 'n verhouding met God leef? Wat as vrede nie beteken ek is lou warm nie, maar dat ek juis getrou is? Wat as God se heiligheid nie suffering is nie, maar 'n lewe van verbinding, vryheid en vreugde? Laat dit bietjie insink, want dalk, net dalk, is ons nie gemaak vir gumboots in die modder nie. Swaar kry is nie heilig nie, geluk is nie boos nie, sukses is daar niks meer fout nie. Dalk is ons gemaak om vry te loop in geluk en in geniet van die lewe. Ek hoop jou dag is wonderlik en tot ons weer saam stap, mooi loop.